Okay mense, vandag gaan ons nou praat oor as jy jou gereedheidsvlak vir jou prepping. Okay? So ons het nou al in van die gesprekke geraak daaraan. Wat nou belangrik is met hierdie een wat julle moet verstaan is, niemand van ons is seker en weet wat, waar en wanneer gaan iets gebeur nie. As julle kyk hoe die weer op hierdie stadium besig is om te verander, die debat hoekom dit gebeur is ja oop vir alle mense om oor te gepraat. Ja, as ook die jy weet goed soos aardbewings, uitbarstings, jy weet al hierdie goeters is besig om in my opinie toe te neem in die wêreld. En natuurlik kom ons sê nou wat nou spesifiek aan ons is kragonderbrekings. Nou ons het op hierdie stadium ons nou maar load shedding, maar hou in gedagte as die grid val en hoe langer hy af is, hoe langer gaan hy vat om aan die gang te kom. Julle kan ook nou maar self die navorsing al gaan doen. Ek gaan nou nie praat oor tye en dae en hoe lank as hy 'n dag af is, dan beteken dit gaan 6 maande vat om weer aan die gang te kry, daai tipe goed nie. En dit kan jy maar self gaan navors. Maar wat belangrik is om te weet van hierdie storie is dat jy moet jouself so opstel en so reg wees dat as so iets gebeur, dat jy nie dan wil rondspring en wil plan maak om alles in plek te kry nie. Alles moet dan juist klaar in plek wees. So, ek gaan nou weer 'n voorbeeld gebruik wat ons gedoen het. Ek het dit al voorheen bespreek, maar ons het maar 'n wagwoord gehad en die wagwoord as hy gespreek word, almal geweet wat se klere om aan te trek, wat om te doen en hoe om op te tree. Nou, jy kan dit in enige scenario mee uitspeel, of dit nou is by die huis, as jy by die werk is, met die kinders, oor 'n naweek, hoe ook al, sorg dat jy altyd gereed is om, as daar 'n moeilikheid is, omdat jy wel kan harder beweeg, of in jou huis dan nou vas te staan, as 'n mens dit so kan stel, dat jy weet wat is elkeen se werk, wat moet hulle doen, waar moet die kinders wegkruip, hoe moet hulle wegkruip, wie is wie en wat is verantwoordelik vir wat. Nou, soos ek sê, ons het al hierdie goedjies gedek, maar jy moet seker wees, want niemand van ons kan sê, jy weet, ek kan nou vir julle sê, pas op vir wat die vuurruk gaan gebeur, en niks gebeur nie, dan, jy weet, dan is dit ook nou of, jy weet, soos 'n kraaiwolf effek op die einde van die dag, en mense kan dan nou half motivering verloor ensovoorts. Maar as jy jy moet dit so toepas dat jy dit op jou daaglikse lewe basies kan toepas. So met ander woorde, as jy, kom ons vat nou 'n voorbeeld, iemand bly in Pretoria, op die einde van die dag gaan hy nou Pretoria middestad toe, en hy het in sy voertuig so 'n bietjie van 'n jy weet, 'n get home bag, kan jy seker nou maar sê, in plaas van 'n grypsak, so daar's 'n bietjie water in, daar's 'n chocolaatjie in, daar's iets wat jou daarom aan die gang kan hou vir 'n rukkie. En daar vind 'n groot reënstorm plaas en daar oorspoel die brûe. So nou kan jy nie noodwendig uit Pretoria uitkom nie, daar sit jy nou vas, want die brûe is toe. So nou, in plaas dat jy daar in 'n traffic jam gaan sit vir hoe lank, kan jy actually nou maar net in jou parkeerarea bly, en jy is toegerus om daai tyd daar te sit, sonder te veel kwellinge. Jy kan nog kommunikeer met die huis, en sê, hoorie, dit is die storie, dit is die realiteit van waarmee ons nou sit, sodra die goed weer reg is en oop is, jy weet, sal ek julle sien. Jy weet, so dis daai tipe scenario en daai tipe mindset wat jy moet ontwikkel, as jy jou prepping suksesvol wil hanteer en in stand hou. Jy weet, dit help nie, jy dink jy is nou geprep en nou sit jy terug en jy los alles en dit is nou maar wat dit is nie. Onthou, baie van hierdie goeters kan jare vat om te eskaleer en probleme te veroorsaak ensovoorts. So dit beteken, jy weet, jy moet ook reg wees om jou goed wat jy geprep het weer te kan hergebruik. En dis hoekom dit belangrik is dat jy moet verstaan, die konsep vat byvoorbeeld iets soos brandstof. So nou het jy, kom ons sê, 60 of 80 liters brandstof geprep, maar nou is daar implikasies, want as jy byvoorbeeld petrol, as dit langer as 'n jaar gaan, jy weet, dan kry jy waar die oktaan begin val,
en jy kry nie noodwendig dieselfde prestasie wat jy sou gekry het met jou petrol toe jy as jy dit nou gaan ingooi by die garage of wat ook al nie. So nou moet jy daai petrol jy weet basies wissel. So jy gooi nou vandag 'n 20 liter in of wat ook al en jy ry daai petrol en jy gaan hervul weer daai een en jy merk hulle dat dit is nou weer nuwe petrol, so jy weet hy kan nou weer vir 'n ruk staan. Jy weet dis hoe jy daarna moet kyk en dit sluit ook in goed soos kos. Sekere kos verval mos nou maar, dis nou maar hoe dit werk. So jy gaan dan en jy wissel dit nou maar weer af. So die ou kos wat nou naby aan sy vervaldatum is, word dan nou gebruik. En so leer jy ook wat se kos is nie meer so noodwendig lekker as hy nou bietjie aan sy einde van sy leeftyd kom nie. En dan kan jy nou weer ook volgens dit aanpas. Dis hoekom dit ook so belangrik is om seker te maak dat jy goed wel prep wat jy eet. So jy kan dit in jou daaglikse lewe dan nou gebruik en jy weet dan hoef jy ook nou nie verder daaroor te kwel nie. So in die vorige video het ek nog gepraat van gimmicks. Pas op vir dit. En jy weet moet nou nie daai roete gaan nie en dis maar dieselfde met die kos ook. Op die einde van die dag hou dit volg maar die KISS principle van keep it simple stupid. Vir so eenvoudig dat jy moet dit nie jy moet dit nie te moeilik maak vir jouself nie, want jy weet as jy dit kompliseer, daar's die woord, jy weet dan maak jy dit vir jouself partykeer moeilik en jy eindig op om goed aan te koop en te gebruik wat jy dalk nooit eens weer gaan gebruik nie. En ek meen op die einde van die dag is dit dan nou geld mors en dit is nie die hele funksie en die idee hiervan nie. Ek weet van baie mense wat al lank in die prepping is, wat intussen gebeur het is een van die ouers het gewoonlik verloor hulle werk, dan is daar nou nog 6 of 8 maande se kosvoorrade en goeders wat hulle wel vanaf kan leef, sonder dat dit 'n groot impak het op hulle lewens self nie. Maar weer 'n keer, jy weet, dit is ook nie ideaal nie, want nou werk jy nou weer in jou prep voedsel en sulke goed in. So die hele idee is, hoe jy moet prep en waarna jy moet kyk, is dat jy op die ou einde van die dag nie verloor om te prep nie. As jy goed geprep het, wat jy nou moet begin weggooi, want dit is nou verby hulle vervaldatum en jy wil dit nie eet nie of wat ook al nie, dan is dit niemand anders as 'n skuld behalwe jou eie nie, want daai goed moet jy maar so hanteer en seker maak dat jy dit wel gebruik voordat daai datums verbykom ensovoorts. So neem maar kennis mense, dis belangrik op die einde van die dag dat jy dis nie net jy weet 'n vinnige jy weet 'n idee wat verby jou kom en dan prep jy 'n paar goed en nou is jy reg vir die geveg nie. Op die einde van die dag is dit 'n leefwyse en die prepping in plek te kry wat jy wel weer kan gebruik. So as niks gebeur nie, dan het jy niks verloor nie. Maar as iets gebeur, het jy iets om op terug te val. So ek hoop dit maak vir julle sin wat ek hier probeer oordra vir julle. Dit is baie belangrik om die prepping so te hanteer ook. En dit maak dit baie makliker op die einde van die dag vir almal. Jy weet dat jy nie in 'n scenario sit waar jy opeindig om van die goeders weg te gooi nie. Dit is nogal baie belangrik. Ja mense, en dis dit.